Kom na my toe, sê jy vir my, almal wat moeg is, wat swaar moet dra, ek sal jou rus gee, ek sal jou dra. Kom na my toe, my kind, kom na. So ek gaan so 'n bietjie langer praat as normaal, dat Felix heel waarskynlik al kan onder die draai van elke preek en klaar. As ons sondagskoolkoortjie wat ons gesing het, it's bubbling in my soul. Ek wil jou sê, ek voel die krag van God in hierdie plek vanmôre. Voel jou, jy bewus van jou. Here, ek bid vir elke persoon wat in hierdie plek is. O, Here, ons is bevoorreg vanmôre om in ons diens te hê. En die liedjie sê, speak my Lord, speak to me. Ag, Here, ek bid elke van ons wat vanmôre hier sit. Ons so graag wil hê dat U iets vir ons moet sê. So graag wil hê dat ons met U met ons kan praat. Vader, ek wil vanmôre bid dat U ons geestelike oë en ons geestelike ore oopmaak, dat ons sal hoor en sien wat die Gees van God in ons sal spreek. Ek bid vanmôre elke maag wat U van die Here is in hierdie plek, Here, en ons dank U, Here, dat U die doel sal bereik in hierdie diens. In Jesus se naam. Amen. Goed sê môre so ek op die onderraad. Maar ek voel graag. Ek voel die Here is nie. Ek voel God wil môre iets wat hier in die plek doen. Dis julle reg vir dit vanmôre. Maak my hart, maak julle hart toe en sê Here, ek soek iets van U vanoggend. Amen. Terwyl die sekere persoon met my begin praat, so spreek die Gees van God op my. Dit was die hele week. Die hele week is dit in my gedagtes. En vanmôre so by 4:00 te staan ek op, sê ek, Here, ons wil dit hê van U vanoggend. En ek hoop dat elkeen wat hier sit vanmôre sal vat, dit wat die Here vir ons wil gee. En as ek 'n tema vanmôre aan my boodskap kon gee, dan wil ek vanmôre vir jou vra, en elke een wat van ons wat hier sit, maak jou laagste punt jou hoogste punt. Hoor jy wat ek vanmôre vir u sê? Take your rock bottom situation this morning. Word oor vanaf. Word oor vanaf. God se hierdie plek. Jy is nie per ongeluk in hierdie diens gekom. En ek wil vanmôre met julle praat. En elkeen van ons wat hier sit, glo ek. Of jy nou gered is of jy nie gered is. Of jy ryk is of jy arm is. Almal van ons kom op 'n stadium in ons lewens waar ons 'n laagtepunt bereik in ons lewe. Kom. Ons praat so. Dis waar. Ons kom almal op 'n punt in ons lewens waar ons rock bottom is. Jou mense, môre wil ek vir julle ook preek. Hier is 'n preek vir elke een van ons. Hier rock bottom is. Ek glo, dit rock bottom. Mens, hoes, jy mekaar. Maar ja, daar kom 'n gevoel in jou lewe dat jou rug teen die muur is.
Dan kom 'n gevoel in jou lewe waar jy in vandag se tyd lewe, waar jy nie eens kans sien om te dra. Jy bly net rock bottom. Jy sê daaronder. Jy weet nie vanmôre hoe jy daar gaan uitkom nie. Die lig is ver, maar ek wil vanmôre vir jou sê, ek het die antwoord. Jesus Christus lewe, hy is jou antwoord vanoggend. As jy vanoggend voel, jy weet nie waar jy nie. Jy weet nie hoe om uit jou situasie uit te kom nie. En vanmôre preek ek nie net vir Christene nie, ek preek vir elke persoon. Dan wil ek vanoggend vir jou sê, toe jy daar die lewe gestap gekom het, toe jy op die regte plek ingekom, jy het in die regte plek ingekom, toe jy hier instap, want Jesus is hier gekom. Dis die reg. En ek wil jy graag so hier in die woord van die Here vind. En ek dink dit is belangrik dat ons vanmôre na die woord van God sal kyk. Hoekom sê ek vanmôre ons is op die regte plek? Want daar was soveel mense in die woord van die Here wat rock bottom is. Maar soveel mense in die tyd van die Here, in die tyd van die Ou Testament en die Nuwe Testament, maar alles net verkeerd gedoen. En as ek vanmôre my eerste persoon my te kan vat, hoe vat ek jou vanmôre? Miskien was dit in jou lewe gewees. Ek dink nie kom ek hier goed vanmôre sê nie, maar ek sê dit vanoggend. En 5 uur vanmôre te weet ek, God wil met jou praat. Hierdie jong man het alles besit in sy lewe. Hy het 'n kleed gehad, hy het 'n ring aan sy vinger gehad, hy het net van die beste gehad. Net skop met hom verkeerd. Hierdie man beland tussen die varkbokke. Beland tussen die varkbokke. Hierdie jong man lewe die lewe van 'n vark. Kan jy dink? Kom die vark, hulle lekker soen aan hom. Hy het alles gehad. Hierdie man ervaar 'n laagtepunt in sy lewe. En ek wil dit noem in Engels, so dit klink so goed. He was broken. Maar ons wat vanmôre hier sit, as daar 'n tyd dat ons alles in ons lewe gehad het. Alles. Ons het verloor. Dis 'n laagtepunt in jou lewe. Dit was 'n laagtepunt vir die man in die varkhok gewees. Moet stop saam te soek. Wat 'n laagtepunt gaan jy nou ervaar in die woord van die Here. 'n ander man in die Bybel se naam is Heseka. Jy al gehoor van hom, hy was 'n koning gewees later. Toe die Here vir hom sê, hy gaan sterf. As jy vanmôre daar die ding kry, die boodskap, jy gaan sterf. Hoe reageer? En die jong man wou nie sterf. Hy was soos almal van ons. Ons wil graag oud word. Hy sou ook graag al klein kinders hê. Maar God sê vir hom,
Jy gaan sterf. Wat 'n laagtepunt om in jou lewe te wees. Miskien is jy van ons vanoggend in hierdie plek sit ek, die ek weet nie hoekom ek hierdie goed sê nie. Miskien sit iemand in hierdie kerk vanoggend. Jy gaan sterf. Miskien het jy 'n ongeneeslike siekte, ek weet nie. Miskien is dit iemand wat na hierdie boodskap gaan luister. Maar God is daar om jou op te trek. Kom op mense, kom gee die Here hande klap. Luister hier nou. 'n ander man in die Bybel wat dan verskriklik later bereik het, was Elia gewees. Hy was toch 'n profeet gewees. En hy sit onder 'n vyeboom en hy bid. Hy sê, ja, ek kan nie meer. Miskien sit jy in hierdie plek vanoggend en jy sê, ja, ek kan nie meer. My situasie is dan so aan dat ek nie meer kan nie. Jou mens kan jou nie ook wees vanmôre wat sê, ek sien nie meer kans nie. Kan ik nog verborgen van het maken? God is eerlijk doorgevallen. Je hebt niet nodig gewoon om zulke voet met het woord van God vangt. God zegt op. Ik zal op. Ik zal je op. Elia sê, is dit nie my beter om te sterf nie? Dalk sit jy in die kerk vanmôre. Ek weet nie vir wie hierdie boodskap is. Is dit nie moeite werd om te lewe? Is dit nie moeite werd om so aan te gaan? Ek kan nie meer die pyn vat nie. Ek kan nie meer die ellende vat nie. Ek kan dit nie meer vat, want ek so swaar kry nie. Hulle sit en hulle is braak. Hulle sit gewoon. Jy sit in hierdie plek. En jy weet nie wat om dat toe nie nou, ek het hierdie goeds nie geskryf vir my notas nie, maar jy sit en jy wonder of ek nie dalk selfmoord moet pleeg nie. Jy sit ook nie. En jy dink, dis die eind. Dis die eind. Vrouwelijke eeuw van. En je is genoeg hard om jullie al brood te bakken. Zij heeft alles verloren. Ze heeft geluisterd naar de stem van de Heer. Ik heb verloren dat ze en ik weet dat wat ik zeg is in die geest en ik weet dat ik is recht. Hoeveel mensen zijn verloren in jullie kerk? Sê, pastor, ek het alles verloor.
Pastoor, ek het alles verloor, ek het niks meer oor. Ek is nog goed. My besigheid verloor, ek is besig om my familie te verloor, ek is besig om alles te verloor. Maar ek antwoord die oor volgende. Jy vra vanmôre, wat is die duiwel besig om met my te doen? Wat jy tot toegelaat om jou lewe te vat. Jy tot toegelaat dat jy jou lewe vernietig. Maar ek wil graag vanmôre 'n paar verse aan jou voorhou. En as jy jou Bybel by jou het, en iemand kan kyk na hulle Bybel op hulle foon, en ek wil dit lees. Ek wil dit mooi hoor, wat die woord van die Here vir jou vanoggend sê. Die Bybel kom en hy sê, jy het my hart verstaan, om my te laat val, hoor dit. Die duiwel sê, Psalm 178, jy het my hart verstaan, en ek het geval. Maar die Here het my gehelp. Hoor wat sê die skrif vanmôre. Dis geloof dat die duiwel jou rondgestap het, maar die Here sê vanmôre, ek wil jou help. Wat is die duiwel se plan? Sy werk, sy verantwoordelikheid vanmôre is om jou te laat val. Die duiwel wil hê jy moet so 'n situasie wees. Die woord van die Here sê, ek sal jou help, ek sal jou optel, ek sal 'n pad vir jou maak, want daar nie 'n pad is, die sê die Here vanmôre. En die eerste waarskuwing vanoggend, moenie met die duiwel maatjies maak. Hoor jy wat ek sê? Moenie met die duiwel maatjies maak nie. Hy's baie slim mens. Woord van die Here sê, kom, soos 'n lig. Hy's nie die lig nie, hy's skerp. En so kom in jou lewe in, en hy verwoes jou lewe. Woord van die Here sê, hy het gekom om te steel en te verwoes. Die situasie wat jy vanmôre sit, die duiwel ingekom in jou lewe, het dit weggevat, het dit so heerlik met jou weggevat. En hy is daar om jou te verwoes. Psalm 118 vers 13. Hy sê, maar, gekom, vir jou lewe. En vir jou lewe mag jy, kom mense, ons klap hande, ons sê dankie Here, vir die lewe wat hy vir ons gegee. En lewe. Iets om opgewonde te maak. Vers 13 sê, ons kyk verweer na daardie vers. Jy kan dit vanmôre self vir jouself sê. Dis nie goed. Die duiwel het jou hart verstap.
en te laat val. Maar, wat beteken daai woord? Alles wat aan die linkerkant staan, kanselleer het. Maar die Here het gekom om jou te help. Ek wil dit sê vanmôre, dat die net sê, ons het vergeet, dat die Here het gekom om jou te help. Hy het gekom om jou te help. Hier sit baie mense vanmôre wat al verstand was deur die Here. Ander het dit verkom, ander het nog nie opgestaan. Ek preek nie omdat ek wil preek nie, maar ek preek en preek vanmôre, wat God wil hê, elkeen van julle moet hoor dat hy sê. Dis die duiwel se doel vanmôre, dat jy moet bloei, dat jy moet moedeloos wees. En ja, dis die duiwel se doel en dis sy werk. Dis sy doel om jou moedeloos te maak. Om jou te vervreed van die Here af. Om te sorg dat jy nie by sy woord uitkom nie. Om te sorg dat jy nie tyd met hom maak nie. En hy sorg dat jy rock bottom wees. Hoor wat sê Micha 7 vers 8. Moet jy nie oor my verlekker, my vyand. Al het ek tot 'n val gekom, ek sal weer opstaan. Ek wil julle mooi luister wat ek nou sê. Die woord voor is vir julle vanoggend. Moet jy nie oor my verlekker, die duiwel. Nie oor een van julle nie. Die vyand het my tot 'n val gebring. Maar ek sal weer opstaan. Ek sal weer opstaan. Is awesome te weet. Die Heer van opstaan. Maak my saak. Verkeerde geval. Maak my saak. Of jy vandag val en môre weer val. As 'n sterkie. Sy naam is Jesus. Die lewende God. Hy sal jou oplig. Sy naam is Jesus. O, die naam wat ek so bemin. Daardie naam wat elke duiwel sal buig voor. Elke knie sal buig voor hom. Jesus is sy naam. Dis môre tyd. Om te kyk na die hemel. Hou afkyk. Hou jou skouers te laat val. En so te loop. Slaan jou oog na die berge. Waar sal jou hulp vandaan kom? Ons ken almal daar die Psalm. Psalm 23 het ons geleer as 'n kind. Maar ek sê, luister na die woorde vanmôre. Ek slaan my oog na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is hy wat die hemel en die aarde gemaak het. Hoor jy wat ek vanoggend vir julle sê? Mense, die woord is môre vir julle bedoel. So belangrike woord. Ek kan jou nie net so los nie. Maar daar's 3 stappe wat ek vanmôre vir jou wil gee om met jou laagtepunt uit te kom. Daar's 3 stappe wat ek vanmôre vir jou wil gee.
Jy sê vanmôre, jy die woord. Ek sê vanmôre vir julle, elke keer wat jy sit en hoor. Elke keer die woord vanmôre. Kom vanmôre sê, jy sit hier vanmôre en jy is rock bottom. Maar ek droom die goeie nuus. Gaan ons so hoor, daar's hoop, daar's hoop, daar's hoop. Die eerste punt wat ek vanmôre aan julle wil maak, ek het gevra dat ek net so bietjie langer bid asseblief. Assosieer jou. Ander woorde, identifiseer jou net jou probleem. As jy die probleem het, sê jy, ek het hierdie probleem. Ek het hierdie probleem. Dis my behoefte, Here. Here, dis wat ek nodig het, Here. En nie beaanraad met hom, want hy sê, soek eens die koninkryk van God, en al hierdie dinge sal vir jou gegee word. Hoe snaaks is dit, dat elke Christen homself distansieer wanneer hy op 'n laag punt is. Kom aan. Swaar. Wat môre vir julle vertel is waar. Ons gaan hier 'n moeilike tyd. Ons distansieer ons van die kerk. Ons distansieer ons van mense wat naby jou is. Ons distansieer ons van God. Die laag op mijn slag. Distansieer jezelf. Iets waar je mensen vanmorgen met die zet. De kracht van God ervaren. Terwijl je hier een probleem opkrijgt. Hulle self in die distansie van jou. Hulle self assosieer met die probleem. En daai probleem verbeter. Ek gaan vanmôre vir jou vra. Is dit moontlik dat jy wanneer jy deur hierdie probleem gaan, jy sal erken dat die woord van God was nie een antwoord vanmôre. Jy antwoord, jy sê, pastoor, ek het al soveel keer gebid, pastoor, dit wat ek ook dit. Ek was al by die kerk en ek was by daai kerk. Dis nie die kerk nie, dis jy en Jesus wat die verskil gemaak in jou lewe. Nou wil ek julle skop vanmôre. Hierdie kerk is nie die perfekte kerk. Hierdie kerk is nie hier instap. En ek het het baie gesê, as jou gees wat op ons staan, waar jy met God te ontmoet, waar God jy kan maak, waar God jy kan voer, waar daar mense is, wat vir jou sal omgee, wat saam met jou sal bid. Vanmôre voel. Dis op 'n laagte punt. Jy is rock bottom. Wil ek jou vra. Wat kniel nie laat en jy naartoe wat jy kan help iemand. Dis saam met jou in die kerk kom bid. So jy lewe. Ek lewe. Wanneer jouself distansieer en kyk hoe probleem. Wanneer jy soos daai gesegde wat sê, om soos 'n volstruis te wees,
jou kop in die grond in te sit. En hoop die probleem sal weggaan. Dit gaan nie gebeur nie. Dit gaan nie gebeur. Hoe gaan so met die kerk? Ek sal met die huis bly. Ja. Dan gaan hierdie ou kyk. En dan gaan daai ou kyk. En dan gaan hy my voor sit. En al hoe goed die woord op mag wees. Is 'n probleem. Dat jy ervaar nie die gees van God. Daar die oop. Dat jy so ervaar. In die kerk is. Die tweede punt is, herinner jouself aan God se beloftes. Ons het 'n liedjie gesing in Sondagskool. Every promise in the book is found. Every chapter, every verse, every line is mine. Wie van julle kan vanmôre sê dat ons met die woord van God uitkom en sê elke belofte in die woord van God, elke woord is joune vanmôre. Maar jy ken dit nie, omdat jy nie die woord van God lees. Luister wat sê 2 Korintiërs 12 vers 9, en as jy dit nie kry nie, asseblief. Kry net by iemand die Bybelversies, vra iemand. Kry jy nie die Bybelversies, hoor wat sê 2 Korintiërs 12 vers 9, sy antwoord is, my Jesus praat, en hy sê, my genade is genoeg vir jou. Jy het die vloed sit, jy het daar sit, jy het daar achter sit, jy het daar sit, jy het hier sit, jy het kinders wat hier sit. God sê vanmôre, hy sê vanmôre, sy genade is genoeg vir jou. Sy genade is genoeg. Ek sal bid aan. Ons het uitstaan. Ek lê hierdie stuk met die baie mooi na luister, môre asseblief. Die einde van jou krag. Hoor wat ek sê. Die einde van jou krag. Wanneer jy nie meer kan. Wanneer jy rock bottom is. Wanneer jy dink dat ek is pille drink. En jy dit doen of jy dat doen. Wil ek vanmôre vir jou sê, die einde van jou krag is die begin van God se vermoë om 'n wonderwerk in jou lewe te doen. Raak by die stem maak vanmôre. Soms is dit goed. Dat jy op die einde van jou krag kom. Sodat jy sal toe. En dat God kan begin op 'n wonderwerk in jou lewe. Ek wil verander weer kyk na horizon. Dit is belangrik. Die ene gelukkig ver voor toe gegaan wat ek is. So lank dat ons met die woord van God sal uitkom en die woord sal ken. Mattheus 4, julle moet dit kry, julle moet dit gaan lees, dit is so belangrik. Wie weet wat daar staan, toe die Here Jesus Christus 40 dae en 40 nagte gevas het, toe die duiwel hom aanval, toe sê hy, daar is geskryf. It is written. Daar is geskryf. God weet. En as die duiwel kom, en hy val jou aan, wil ek môre vir jou sê,
sê vir julle, daar is geskryf. Daar is geskryf. Hy is jou Alfa en Omega. Hy sal jou nie deurgaan. En daar's duisende verse. Ik ben nog gezien. Want dat voor en lieve broer en mijn lieve zuster, een jong mens, gestemd. En zo komen die duim en sê daar is gestemd. Wanneer jy die woord van God begin verkondig, dan moet jy nie meer alleen, maar die volk. Ek gaan afsluit. Ek wil op die wapen rustig aangekom en ons tyd vanmorgen verwikkel. Ek wil die sjaal vra, die sjaal geraad, my gedeelte speel. As op een persoon, en ek sou, as ek dit nie sou doen, sou dit baie heel regverdig wees teenoor hierdie twee. Ek wil julle vat na twee mans toe, wat 'n lewe vir God gegee het. Maar hulle is veroordeel tot die dood toe. Paulus, Silas, julle sal sterf, julle is rock bottom, julle sal sterf, julle sal nie hier uitgaan nie. Paulus, dankie, speel my liedjie. Paulus, ek sê vir Silas, mag dit 'n les is vir elkeen van julle wat vanmôre hier sit. Dis kan net so die hoop van die Here groot. Let's worship Him here in the drum. Come and worship Him in your situatie wat jy is. Jy bent voor in 'n situasie nodig is. Jy weet nie meer watter kant toe om te gaan nie. Kan ek jou vra? Dis nie te stom nie. Pastoor, ek soek die Here nie. Pastoor, ek het niks nie. Weet jy wat? Paulus niks gehad. Maar hy sê vir Silas, Silas! Kom ons op bid toe. Kom ons op bid toe. Kom ons op bid toe. En ek wil nie bestaan vanmorgen en aan my Jesus. Wil jy nie kies? Anders vraag ek en help om ons te sing. Oh, come. Now's the time to worship Him. Kom ons staan mense. En hierdie situasie wat jy vanmorgen is.